Nou vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees, wat 'n voorreg om die waarheid van God se woord in ons midde te mag hê. Nou, die boek Spreuke is 'n baie interessante boek en daar is baie meer wat ons kan sê oor elke gedeelte as wat ons sê, maar ek dink ek kan u deur dit wat ek noem in 'n rigting stuur sodat u ook later miskien vir u 'n goeie kommentaar daar by Augustine boeke kan gaan koop of miskien by 'n bepaalde boekwinkel wat handel oor die boek Spreuke wat vir ons bietjie meer breedvoerig verduidelik dit wat ons so kortliks hanteer. Dit wat ek vir u vanmôre sê en ook in die oggende wat verby is en wat nog gaan kom, is met die doel dat ons daardie kort, bondige sake wat Salomo hanteer, sal kan memoriseer en ter harte neem. Miskien nie alles nie, maar ek dink daar is 'n goeie klomp wat ons maklik sal kan memoriseer om dan te onthou. As ek maar net dink aan die pas afgelope paar dae, het ons gepraat oor om nie vir jou naaste borg te staan nie. Dis 'n baie maklike saak om te onthou en dis in Spreuke 6. Ons het gepraat oor die luiaard en die belangrikheid dat ons ook ons kinders sal leer om nie lui te wees nie, dat ons self nie lui sal wees nie, dat ons nie 'n samelewing sal subsidieer wat mense in luiheid basies aanmoedig om dan ook niks te doen nie. Belangrik dat ons sal wysheid van die Here vra. Onthou, kennis is nie wysheid nie. Ons kan baie inligting bekom, maar vriende, ons het nodig om daardie kennis voor die Here neer te lê en te sê, Here, soos Jakobus 1:5, gee my wysheid om hierdie kennis toe te pas om u te verheerlik. Ons het 'n bietjie gister gepraat oor die deugniet. Deugniete vind jy oralste, predikante, gewone werksmense, vroue, kinders, vriende, in elke deel van die samelewing is daar deugniete en die oproep was dat ons eie harte voor die Here moet ondersoek. Moenie iemand wees wat met jou lyfstaal praat, met jou oë wys en met jou voete en jou hande sekere gebare maak en eintlik daardeur die intensie van jou bose hart openbaar nie. Wees eerbaar voor die Here want hy sien die hart. En ons kan vir mekaar 'n rad voor die oë draai. Glo jy vir my? Mense kan lieg vir mekaar en glo my, in die jare wat ek in die bediening is, het ek baie mense gesien wat voor jou een is en later kom jy agter hulle is 'n hele ander persoon agter jou. Daarom vra ek jou vriende, wees opreg. Wat jy by jou huis is, wees dit by die gemeente, wees dit in die gemeenskap, wees dit daar by die skool, wees die persoon wat God weet jy is. En as daar boosheid in jou hart is, bely dit. Onthou, niemand van ons is volmaak nie. Maar die Here sê ons kan nie in ons boosheid aangaan nie. As ons in die sonde bly dat die genade meer kan word, sê Paulus, dan is ons eintlik leenaars. Dan is ons eintlik mense wat die Here nie ken nie. Hy sê, kan ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Die antwoord, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons daarin lewe? 'n Kind van God is iemand wat progressief bly verander om meer te word soos Jesus. En op hierdie pad van heiligmaking wys die Here ons al hoe meer hoe ons lyk, sodat ons kan bely en meer gelykvormig kan word aan sy beeld. Vanmôre praat ons oor so 7 dinge wat die Here haat. Ons gaan nie alles vanmôre hanteer nie. Ons gaan seker so 3 of 4 gedagtes vanmôre en dan as die Here ons spaar, gaan ons môreoggend die ander hanteer. Maar hoor wat staan in die Bybel. Hierdie 6 dinge haat die Here. En 7 is vir sy siel 'n gruwel. Het jy gelees wat staan daar? God haat sekere goed en die Bybel sê vir sy siel is sekere goed 'n gruwel. Nou, die Here probeer vir ons op 'n baie eenvoudige menslike manier verduidelik wat in sy vaderhart aangaan wanneer dit kom by sekere goed wat mense doen. Jy moet onthou, God is 'n ewige, onveranderlike, tydlose wese. Hy het homself geopenbaar in sy seun, maar hy het ook emosie en God kan vir ons ook deur sekere dinge in die Bybel deurkommunikeer wat in sy vaderhart aan die gang is. En God sê hy haat sekere dinge en sekere dinge is vir sy siel 'n gruwel. Die eerste ding, trotse oë. Nou wat is trotse oë, vriende? Dis eenvoudig om hoogmoedig te wees, om te dink jy's beter as 'n ander, om hiervan uit die lig te kyk na ander mense asof jy beter is. En luister, dis nie net by ryk mense sigbaar nie. Daar is selfs middelklas en arme mense wat dink hulle is beter as die volgende ene. Ek is so opgevoed, ek is 'n van 'n Merwe, ek is 'n Bekes, ek is 'n sis, ek is 'n so, my pa was hierdie, my ma was daardie, hier bly ons, dit ry ons, dis wat ons het en ons is trots groot gemaak en ons vra nie van iemand anders te iets nie. En dis die hartseer tendens van ons tyd, trotse oë, om te dink jy's beter as ander. Daar is die ongesonde, ek wil amper sê 'n skierigheid oor waar mense deesdae vandaan kom. Ek wil my geslagregister bietjie gaan navors. Wie was my pa en my oupa? En dan gaan ons op hierdie geweldige ekspedisie en ons
lees boeke en dan kom later agter, ek was eintlik 'n adelike, of ek was eintlik 'n Viking gewees, of my voorvaders was eintlik hierdie geweldige helde, of predikante, of wat ook al. Luister, wat hulle was, is wonderlik, en is goed, en is kosbaar dat jy miskien deur hierdie lyn kon kom, maar wie is jy vanmôre? Dis die vraag. Nie wie was hulle nie, wie is jy? Is jy trots deur dit wat die Here vir jou uit genade kom skenk het? Is jy hoogmoedig daaroor? Kyk jy met ander oë na mense asof jy beter is as hulle? Hoogmoedigheid, vriende, is die eerste sonde wat plaasgevind het. En waarom sê ek so? As ons die Bybel reg verstaan, dan sien ons dat die duiwel in hoogmoed teenoor God opgestaan het. Hy wil sy troon bo God se gestel het, en die Here het hom uit die hemel neergewerp, saam met 1/3 van die engele. Waarom? Want God is heilig. Hy is sondeloos. Hy is die enigste een wat geen smet in hom het nie. Daarom moet ons nooit hoogmoedig wees of dink ons is beter as ander nie. Hoogmoed het die Satan uit die hemel laat val. En die Bybel sê vir ons in 1 Petrus 5 vers 5, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Daarom onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Dis belangrik dat ons sal sien, hoogmoed, vriende, is 'n bose sonde waarmee ons sit in Suid-Afrika, wêreldwyd, waar mense dink hulle is beter as ander. God haat trotse oë. Dis vir sy siel 'n gruwel as hy na iemand kyk. As jy net die Nuwe Testament lees, en ons is tans in ons huisgodsdiens by die boek Markus, en as jy net sien hoe hierdie fariseërs en sadduseërs en skrifgeleerdes die Here Jesus aangeval het, omdat hulle harte hoogmoedig was. Hulle het gedink hulle is beter as die volk, hulle het gedink hulle godsdiens maak hulle 'n trappie hoër as die ander, en die Here het gesê, julle is 'n addergeslag, julle is witgepluisterde grafte vol doodsbeendere. Die Here haat trotse oë. Daarom, as jy vanmôre meer dink van jouself as jy behoort te dink, vra ek jou, verneder jou in die grond voor die Here, buig jou knieë, roep na die Here, vra hom om jou hart nederig te maak. Ja, ons verskil van kultuur en van optrede, en daar is bietjie temperamentverskille, maar vriende, dit kan my en jou nie hoogmoedig maak nie. Ons is nie beter as ander nie. Dis die mens bestem om eenmaal te sterwe. Ons almal sal die pad van die dood stap. Ons almal sal ouer word as dit die Here se wil is. Ons sal almal swakker word en ons sal graf toe gaan. Daarom, onthou net, daar is nie ryk en arm na die dood nie. Daarom moenie nou voor die tyd enigsins jou hart teenoor ander mense sterk laat staan of hoogmoedig laat staan, en jy na die lewe moet uitvind dat God sê, ek haat dit nie. Daarom bely dit, vriende, ryk en arm, ons moenie hoogmoedig wees nie. Die tweede ene wat God haat en wat vir die Here 'n gruwel is, die Bybel sê vir ons 'n leenagtige tong. Nou vriende, leuns is iemand wat lieg, wat blaatant die waarheid verdraai of verdoesel. Dis iemand wat feite verdraai. Dis iemand wat valshede uitstrooi. Dis nie iets wat jy miskien, daar's nie kennis daaroor nie, en jy gee antwoord en later kom jy agter dis verkeerd gewees nie. Dis nie 'n leuen nie. Leuen het altyd 'n intensie om die waarheid te weerhou, om die waarheid, vriende, so bietjie te verdraai. Leuns gaan altyd daaroor dat mense 'n intensie het om ander te mislei. Nou is daar die gesindheid onder mense om te sê, ja, maar Rahab die hoer het gelieg, en die Here het haar gespaar. En luister, die Bybel sê vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 11 vers 12. Die Here sê hierdie ding het hulle oorgekom en is vir ons opgeskrywe as 'n waarskuwing, sodat ons nie dieselfde sonde doen as hulle nie. Ander mense se leuns regverdig nie joune nie. Beteken nie omdat Piet hoereer dat jy moet hoereer, of omdat Jakob klomp vroue gehad het, nou moet jy 'n klomp vroue hê nie. Luister, die Bybel sê vir ons moet rein voor God lewe. Sy woord is ons standaard. En mense kan ons teleurstel. Ons kan sonde by ander mense bespeer. Dit beteken nie ons het nou toestemming om dit te doen nie. Beteken nie omdat Dawid gehoreer het, ons kan nou hoereer nie. Elkeen het die nodige vergelding vir hulle sonde ontvang. Glo my, geen sonde word gedoen sonder dat daar een of ander straf vir daardie sonde sal wees nie. Die sonde is gestraf in Christus, ja, maar ook tydelik beleef ons die hartseer gevolge daarvan. As jy met 'n leenaar te doen kry, wil ek jou vra, vlug van hom of haar af weg. Leenaars is die wêreld vol, in kerke, in die politisie, dokters, mediese rigting, die gewone werksplek. Luister vriende, dit lyk of Suid-Afrika in een groot leuen vasgevang is. En mense lieg, kyk kinders, hulle lieg vir die geringste, hulle probeer hulle self altyd verontskuldig.
Hulle gee nie om leuns te vertel nie. Mense vertel leuns op hulle belastingvorm. Mense vertel leuns wanneer hulle gekonfronteer word oor goed wat hulle nagelaat het om te doen. En daarom wil ek vir u sê, God haat 'n leenagtige tong. Dis vir sy siele gruwel as mense nie die waarheid kan praat nie. En daarom maak seker dat ek en jy nie deel is van hierdie groep waar ons die waarheid probeer verdraai, wanneer ons die waarheid onder 'n dekmantel plaas, wanneer ons die waarheid stadig praat, soos een van die mense gesê het, wanneer jy valse dinge deurgee nie. Belangrik dat ons sal sien dat God ons daarvoor sal oordeel. Wat is die alternatief? Vlug nou na die kruis. Bely jou sonde van leuns. Gaan maak reg so ver moontlik en vra die Here vir wysheid vir die pad vorentoe. Onthou, leuns is nie as jy miskien per ongeluk iets gesê het en jy was nie seker van die feite nie en later kom dit uit nie. Dit is nie 'n leuen nie, daar was nie intensie nie. Leuns is altyd om met die intensie dinge deur te gee wat jy weet voor jou siel en jou gewete roep uit. Dit is nie die waarheid nie. Daarom pleit ek by u dat ons sal sien wat God sê en hy waarsku ons dringend teen hierdie saak. Mag ons genade vind om reg te maak tot eer van sy naam. Sterkte vir u, ons bid vir mekaar. Tada.